Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, while the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Vriende, hartlik goeiemôre. Ek verwys veral na die Oud-Nikwalanders, maar ook na al ons ander vriende wat op een of ander wyse by ons erediens ingeskakel is. Dis vandag Vrydag. Ons sou wou sê dis donker Vrydag, swart Vrydag. Dis die dag wat ons die kruisdood van Jesus herdenk en vier. Gelukkig weet ons, het Jesus se dood nie die laaste sê gehad nie, maar was daar ook 'n paar Sondag. Dis hoekom die swart donker Vrydag vir ons uiteindelik 'n goeie Vrydag kan wees. Maar op hierdie donker swart Vrydag wil ons vanoggend so 'n bietjie dink oor die lyding wat Jesus gehad het. Veral die lyding hier in die groot lydingsweek. En hierdie pragtige lied wat ons nou na geluister het van Getsemane. En dit alles bring ons in die stemming, die atmosfeer, die belewenis, dat Jesus se lyding verstommend was. Dat ons verbaas staan oor sy liefde vir ons. En ek lees in Jesaja 53, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal ons glo as ons vir mense vertel dat dit is hoe ons verlosser lyk? En dan word die beskrywing gegee hier in Jesaja 53. Hy het nie die skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Wie sal ons op hierdie donker swart Vrydag glo as ons sê dis hoe ons verlosser lyk?
En tog is dit die manier waarop God ons Vader in sy alwysheid gekies het om ons verlossing vir ons te bewerk. Deur sy seun te gee aan 'n kruishout, sodat ons skuld gedelg kon wees, vryspraak kon ontvang, 'n nuwe lewe kon kry. Kom ons raak stil voor die Here en ons bid saam. Ons vra dat die Here ook in hierdie dag vir ons sal kom ontmoet. Drie enige God, Vader, ons Skepper, Jesus, ons Verlosser en Vriend, Heilige Gees, ons Trooster. Ons kom buig in hierdie dag voor U in stille verwondering, veral oor die kruisdood van ons Here Jesus. Ons verstaan nie, Here, hoe dat U hierdie lydingspad gekies het, vrywilliglik, sodat ons kan vry wees, en die lewe en dit in oorvloed kan hê. Ons verlustig ons in U liefde, wat tot die dood toe, Here, vir ons daar was. Dat U dood juis gedryf was deur U onvoorwaardelike, goddelike liefde vir ons. En vandag vier ons U kruisdood, Here Jesus. Al verstaan ons nie die omvang van U lyding nie. Here, het ons 'n klein prentjie in ons gedagtes, in ons leefwêreld, van wat dit U gekos het, om vir ons vry te maak. Kom praat met ons, Here, ons as U kinders luister. Amen. Ons skriflesing is Johannes 19 vers 30. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Vriende, baie van ons word eers oud voordat ons uiteindelik ons lewensdoelwitte verwesenlik het. En ek weet, almal van ons het 'n lysie, 'n bucket list, 'n to-do list van wat ons graag wil doen voordat ons die dag afsterwe. Baie van ons bereik dit nie, selfs wanneer ons 'n ouderdom bereik wat 'n mens sou wou glo, sjoe, jy het genoeg tyd gehad om al hierdie goeders te kon verwesenlik. Daar's maar altyd nog ietsie wat 'n mens sou wou doen. Op 'n relatief jong ouderdom het Jesus by 'n punt gekom waar hy gesê het, tetelestai. Vir die onkundiges sou dit klink of Jesus aan die kruishout die handdoek ingooi en sê maar, ek is moeg. Ek is klaar, ek gee nou moed op. Maar tetelestai beteken, dit is volbring. Tetelestai is alles behalwe iemand wat opgee. Dis eerder 'n oorwinningskreet. Nou die woordjie tetelestai is in die Nuwe Testament gebruik in 'n verskeidenheid van kontekste. En ek wil so 'n bietjie daarna gaan kyk, om uiteindelik ook vir ons te help, om bietjie 'n breër begrip te kry, wat die woord beteken. Die woord is deur kunstenaars gebruik. Wanneer 'n kunstenaar sy kunswerk voltooi het, dan het hy lekker teruggestaan, daarna gekyk en gesê, tetelestai, dit is voltooi. Wanneer ons die Ou Testament lees, dan sukkel ons om eintlik 'n lekker prentjie te kry van wie God is en hoe God lyk. Ja, in die Ou Testament lees ons van 'n klomp seremonies en profesieë en beelde en simbole, maar wat nie werklik God se karakter presies kon vaslê nie. Die beeld van God wat ons uit die Ou Testament kry, is amper soos 'n onvoltooide kunswerk. Elke profeet wat ons van lees in die Ou Testament is eintlik soos 'n kunstenaar wat net 'n klein deeltjie van hierdie uiteindelike meesterstuk kom verf het.
Party verf in blou, ander verf in rooi, ander kom sit net 'n ou skaduweetjie in, wat diepte gee. Afsonderlik maak die dele nie sin nie, maar as 'n mens die finale deel bysit en jy sien hierdie geheelbeeld, dan maak alles skielik sin. Jesus se koms en Jesus se kruisdood vorm uiteindelik die voltooiing van hierdie meesterstuk. Hy kom voltooi die uitbeelding van God aan die mens. So ja, Jesus is die een wat gekom het om ook vir ons die beeld van God te kom voltooi. Die woord word ook gebruik deur diensknegte. Die meester sou vir die diensknegte opdrag gee en dan sou hy gesê het, as jy klaar is, kom terug. En dan sou die diensknegt sê, tetelestai, ek het die opdrag wat u vir my gegee het ek voltooi, ek het dit klaargemaak. Nou Jesus is deur die Vader gestuur met 'n spesifieke opdrag. Ons lees daarvan in Markus 10 vers 45. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Om sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Dit was verseker nie 'n maklike taak. En tog het Jesus geensins getwyfel of hy regtig hiervoor kans gesien het nie. Jesus het hierdie taak by die Vader gekry en hy moes dit voltooi. Watter ongelooflike deursettingsvermoë moes dit nie geverg het nie. Ons dink aan die pyn en die lyding en dit vir mense wat hom openlik verwerp het. Dankie tog. Jesus het die groter prentjie gesien en die taak voltooi vir jou en vir my. Jesus was gehoorsaam aan sy Vader, net soos 'n diensknegt gehoorsaam is aan sy meester. Die woord tetelestai is ook gebruik deur die priesters. Voordat die Jode hulle offerhande op die altaar kon offer, moes hulle eers die offerhande na die priesters toe vat om dit goed te keer. Dit was in daai tyd onwettig as jy 'n offerdier bring wat vol gebreke is, 'n gebreekte been of blind is of wat die geval ook al mag wees. En nadat hierdie priester die offer deeglik ondersoek het en geen gebreke kon vind nie, het hy die Hebreëse of Arameese ekwivalent vir die Griekse woord tetelestai gebruik. Die offer is perfek. Jesus aan die houtkruis was God se perfekte en foutlose offer. Hy was die lam van God wat die sonde van hierdie wêreld kom wegvat het. Hoe weet ons Jesus was foutloos? Want God het so gesê. Toe Jesus gedoop is, het die Vader gesê, dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Selfs Pilatus het bevestig, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Lukas 23 vers 4. Ek kry hierdie stukkie in my navorsing. The one who was perfect chose to give himself for the imperfect, so that we who are imperfect might become perfect in him. Right now, I am unfinished, but one day, because of Jesus, I will be finished. And when God is finished with me, I will be just like Jesus. Perfect. Die woord tetelestai is ook gebruik deur handelaars. Vir die algemene handelaar het die woord tetelestai verwys na die betaal van iets wat geskuld word. As jy by die handelaar iets gaan koop het, dan sou die handelaar jou geld gevat het en aan jou 'n kwitansie uitgeskryf het.
Op daai kwitansie sou staan, tetelestai, ten volle betaal. As sondaars was ons baie diep in die skuld by God. Die tipe skuld wat ek en jy nie sou kon delg nie. Maar God dank dat ons Vader besluit het om sy seun te gee om ons skuld te kom betaal. Die prys vir ons skuld is ten volle betaal. Jesus word in werklikheid die bewys van betaling, dat ons vry is, dat ons losgekoop is. Daarom praat die Bybel ook van die ewige lewe wat Jesus aan ons kom gee as 'n geskenk. Daai vryspraak, daai losgekooptheid. En omdat dit 'n geskenk is hierdie vryspraak verniet, gratis. En al wat vir ons oorbly is om hierdie geskenk van ons rekening wat betaal is ten volle, om dit te aanvaar. En wat 'n wonderlike geskenk is dit nie. Die gebruik van die woord tetelestai in sy verskillende kontekste help dus vir ons om te verstaan wat die omvang is van Jesus se verlossingswerk. Jesus het die kunswerk voltooi wat sy Vader se unieke karakter uitbeeld. In die tweede plek, Jesus het die opdrag wat sy Vader gegee het, voltooi en klaargemaak. 3. Die offer wat Jesus gebring het, was perfek, volmaak. En 4. Jesus se offerdood was die kwitansie dat ons sonderekening ten volle betaal is. Vandag vier ons dat die verlossingswerk van Christus afgehandel is. Tetelestai, dis volbring, is afgehandel. In hierdie tyd waar ons leef van inperking, en waar almal van ons 'n klomp take by die huis het en goed afhandel, en party van ons ontevrede raak as goed onafgehandeld is dit miskien 'n goeie tyd om seker te maak dat daar in ons geestelike lewe nie onafgehandelde goed is nie. Dalk is Christus se verlossingswerk afgehandel, maar in jou lewe is dit onafgehandeld omdat jy dit nog nie aanvaar het nie. Jesus het aan die kruis tetelestai gesê, dit is volbring, maar jy het nog nooit hierdie geskenk wat hy vir jou kom gee het, van vryspraak, van nuwe lewe, het jy nog nooit gevat nie. Jy het nog nooit Jesus as jou verlosser en as jou Here aanvaar nie. In hierdie tyd waar ons so bewus is daarvan om alles af te handel in hierdie 21 dae wat ons ingeperk is, wil jy nie vanoggend ook in jou geestelike lewe dit afhandel en daai geskenk van Jesus ontvang nie. Mag ons as Oud-Nikolanders nooit dink ons werk in God se koninkryk is afgehandel. Terwyl ons aan hierdie kant van die graf is ons werk nooit afgehandel. Solank daar nog mense is wat hierdie geskenk bly wegwys of afwys, is ek en jy geroep om aan elke mens wat ons pad kruis, die goeie nuus mee te deel. Van Jesus wat verlossing gebring het, wat aan die kruishout gesê het, tetelestai. Ek het die prys betaal, jy is vry. Die ewige lewe, kom gee ek aan jou. Here God, leer my vandag nog 'n keer, dat u seun nie gesterf het, om ons van lyding te verlos nie, maar van onsself. Nie van onreg nie, en nog minder van geregtigheid, maar van onregverdige dade. Leer my weer, Here God, dat Jesus gesterf het, sodat sondaars kan lewe. Maar dan lewe soos hy geleef het, deur te sterf soos hy gesterf het, aan homself,
Amen. Oh, daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voeten dans wil, los wil breek. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Vriende, dis vir my 'n baie groot voorreg om ook op hierdie donker swart Vrydag vir julle uit te nooi om saam met ons nagmaal te vier. Ons het dit vooraf gekommunikeer dat gesinne ook moet sorg dat daar 'n broodjie en 'n kelkie wyn vir elkeen gereed gemaak is. En ek wil ook sommer die reëling tref as daar 'n geestelike leier in die gesin is, dalk 'n pa of 'n ma of iemand anders, dat daardie persoon leiding sal neem en die tekens ook sal aanstuur, die broodjie sal breek en vir mekaar sal gee. Voordat ons
ook nagmaal vier, wil ek vir ons lees uit 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Kom ons bid saam, voordat ons aan die Here se tafel gaan aansit, en dan vra ons dat hy ons gasheer sal wees, en ons wat die ongelooflike voorreg het om sy gaste te kan wees aan hierdie tafel. Here Jesus, U is vanoggend die gasheer by hierdie tafel. Ons voel onwaardig om hier te sit, maar dankie dat U deur U kruisdood ons waardig gemaak het om hier te kan sit en te deel in die vrug van U lyding en sterwe. Ons bely ons skuld. Ons wil as te ware ons hande kom was voordat ons aan tafel gaan om te geniet wat U vir ons voorgesit het. Dankie dat U ons vryspreek, dat U ons skuld vergewe en dat ons as skoon nuwe mense aan hierdie tafel mag sit. Seën ons Here met net 'n besef en 'n bewustheid dat U by ons teenwoordig is. Amen. Vriende, ons wil maar vra dat die geestelike leier in elke huis die broodjie sal neem. As ons vanoggend daar waar ons is, voor ons rekenaars of voor ons selfone hierdie broodjie breek, dan wil ek vra dat jy die Here Jesus self sal hoor wat vir jou sê. Dis my liggaam. Dis vir jou. My liggaam is gebreek, sodat jy kan weet, alles is volbring. Jou skuld is betaal. Jy is vry. Die beker wat ons in ons hand gaan neem, is die beker wat ons herinner daaraan dat Jesus se bloed vir ons gestort is. Dis die beker van danksegging. Neem vanoggend jou kelkie wyn en dan hoor jy die Here Jesus se stem aan die kruis wat ook kom sê, tetelestai, dis volbring. Die prys vir jou skuld is betaal. Ek kom gee aan jou die gawe van lewe, nuwe lewe, ewige lewe. Ontvang dit ook in hierdie oggend, soos wat jy die tekens van brood en wyn vanoggend ontvang. Ons gaan nie vanoggend die Here se seën uitspreek nie. Ons gaan vanoggend stil uit mekaar uit, sonder die seën van die Here. Ons wag op die seën van Paasmôre.